Soos laas keer vir mekaar gesê het, die Here se vingerafdrukke en sy voetspore is te vind in hierdie wêreld. En in hierdie reeks van 360 waarhede gaan ons 'n bietjie kyk na hoe God homself, al is dit gedeeltelik net, openbaar deur flieks. En ons het laas keer het ons gepraat oor, het ons begin hiermee, en die fliek wat ek nou 'n bietjie oor wil gesels is 'n fliek waar George Clooney die hoofrol speel. Die flieks naam is Up in the Air, en die titel van die fliek is baie tekenend of belangrik in terme van die hooftema wat die fliek afspeel. Hy speel die rol van Ryan Bigham, besigheidskonsultant, 'n persoon wat eintlik deur maatskappye gevra word om te assisteer wanneer hulle mense afdank. So hy is die fliek skets hom as iemand wat 'n baie besige persoon is. Hy reis die hele tyd, vanwaar die naam van die fliek Up in the Air. Hy is die hele tyd in die lug op vliegtuie, op pad na locations toe, waar hy besighede gaan help om mense af te dank. Hy het 'n baie bekende praatjie, wat hy ook as konsultant baie keer vir besigheidsmense gee. En die praatjie is getiteld What's in your bag? En in hierdie praatjie vertel hy van mense dat jy lig moet reis, dat jy jouself nie moet laat vashou deur dinge wat jou inhibeer in die lewe nie, dat jy moet kan vinnig beweeg. En een van die dinge wat hy sê is, moenie jouself ooit begewe in verhoudings wat high maintenance is en wat te veel tyd van jou vat, wat dit inhibeer net regtig jou beweging. En so is hierdie sakeman Ryan is 'n ontsettende suksesvolle besige persoon, maar die een interessante ding wat die storie van hom skets, is dat hy nie regtig gegrond is in enige diep verhoudings nie. Al sy verhoudings is oppervlakkig. Hy verkies dit natuurlik so. Dis sy lewenswyse. En so ontmoet hy 'n paar mense op die reis saam met hom. Die aktrise Anna Kendrick speel saam met hom hoofrol, en Vera Farmiga. En saam is hulle op hierdie reis, en op 'n stadium besef hy dat sy lewe begin leeg raak. En hy begin hierdie behoefte ontwikkel om meer met mense te connect. En so kom die titel van die fliek al hoe meer na vore, Up in the Air. Eintlik is die titel van die fliek is tekening van die tipe lewe wat hy leef. Hy's disconnected van die aarde. Hy's gedurig in die lug, bedoelende hy's nie gegrond in verhoudings nie. Hy is nie gegrond in enige iets wat vir hom langtermyn sin en betekenis gee nie. En so gebeur dit dat naby die einde van die fliek het hy hierdie verhouding opgebou, redelik oppervlakkige verhouding met hierdie een vriendin, en hy het nooit besef dat sy getroud is nie. En toe hy in die einde van die fliek besluit hy gaan tog homself commit tot 'n verhouding, en hy daag onaangekondig by haar huis op. Toe sien hy, sy's ook getroud en sy het ook 'n gesin, en sy sê toe later oor die foon vir hom, hierdie is haar regte lewe, en hy moet nooit weer sy voete daar sit nie. En so besef hy eintlik die lewe wat hy leef. Hy leef up in the air, hy leef disconnected. Nou, hierdie fliek beeld vir ons 'n baie belangrike waarheid uit heens die lewe, dat ons as mense gemaak is om te connect, dat die Here ons gemaak het om te connect. Ons is mense wat in verhoudings moet staan. Die Here het na Adam gekyk in die begin, in Genesis 2, en hy het gesê, dis nie goed dat die mens alleen is nie. Ek sal vir hom iemand maak wat hom kan help, sy gelyke. Hulle het toetse gedoen, hulle het 276 vrywillige mense ingespuit met die verkoue virus byvoorbeeld. En hulle het agtergekom dat mense wat diep verhoudings het met mense om hulle, vaar beter teen siektes, hulle immuunstelsel is baie sterker, hulle leef langer. By mense wat swak connected is in verhoudings, is die kans 4 maal groter vir hulle om gouer te sterf. Ons is gemaak vir verhoudings. En daarom kan ons nie up in the air leef, soos Ryan Bigham nie. Natuurlik weer eens, in die evangelie van Johannes, sien ons dit so duidelik, hoe Jesus hierdie intimiteit met sy disippels het. Die storie van Johannes loop op in 'n rigting, die tema gaan baie sterk oor Jesus se uur, wanneer hy gekruisig moet word, sy uur wat moet kom, sy uur wat moet opdag, en dan hier na by die einde van die verhaal, dan is dit so die hele storie afslek, en Jesus vir 5 hoofstukke lang, van hoofstuk 13 tot 17, saam met sy disippels sit in hierdie intieme verhouding met hulle, in hierdie intieme verhouding met hulle. Jesus het nie up in the air geleef nie. Hy het grounded in realiteit geleef, in verhoudingsrealiteit. Die vraag wat ek vir jou wil vra, hoe leef jy? Leef jy up in the air?
Of leef jy gegrond in verhoudings, soos wat die Here ons gemaak het om te wees? Die Here het ons geskep vir verhoudings. Hy het ons gemaak om mekaar lief te hê. Maar baie mense kies, gelowige mense, goeie mense wat in die kerk leef, wat hulle selfs gee vir die kerk, leef up in the air, disconnected van hulle verhoudingswêreld. En die Here vra van ons, eis van ons, dat as ons hom volg, ons verhoudingsmense sal wees en word. Dat ons in die eerste plek met hom connected sal wees en met die mense rondom ons connected sal wees. Want die lewe gebeur stadig deur die vorming van verhoudings.